As hy, ons kuier heerlik hierso in Potchefstroom by Meerkat, saam met 'n ou bekende Ian Colyn. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die studio veilings wat hulle tans hou. Seker te maak dat die bedryf aangaan. Dit gaan maar 'n bietjie moeilik en ons gaan net so 'n bietjie agter die kap van die byl kom presies hoe dit werk en wat dit vir die bedryf beteken. Ian, hoe gaan dit? Dit gaan met my lekker. Dankie, dit gaan goed. Altyd lekker om jou pos te kom kuier. Ons het op 'n maandag. Dankie, Tinus. Ian, die bedryf oor die algemeen, kom ons begin, almal kry swaar. Of dit nou die veilingshuise is, of dit die boer is, of die bemarkers, dwars deur die bank gaan dit nou swaar en dieselfde maar met julle ook nie. Ja, ek kan gelukkig sê ons doen losgoedveilings ook, trekkers, plase, daai goede. Ek dink dit gaan ons laat asemhaal deur hierdie tyd. Ons het hierdie maand van Februarie 27 veilings nog. Sure, ja, dit is vir ons baie, ja, jy weet dit. Ja. Dit help regtig en dan ook losgoedveilings het hoër omsette. So dan is ons inkomstestrome ook gewaarborg, jy weet ook goed, maar as ons teruggaan na die livestock of die lewende hawe, soos ons reg sê, ons praat net in die ander onderhoud praat ons van die COVID van lewende hawe, omtrent soos mense hulle moet beperk en COVID-sindroom. Ja, hulle mag nie asemhaal langs mekaar en by mekaar en daai goed, jy weet, mense vergeet so gou hoe het ons ontstaan, jy weet, ons het ontstaan as gevolg van dit. Ons was nie eerste nie, ons was tweede. Ek glo altyd better first than better, maar ons kyk nou maar of ons beter kan wees. Daai tyd al het ons gesien daar's ook 'n behoefte vir waar jy nie diere wil rondskuif nie. En dat jy dan die afslaer, 'n lewendige afslaer daar het of nie. Wat jy net jy ken die timed auctions, tydgebaseerde veiling soos ons dit in Afrika. Baie gewild in die wildbedryf. Ja, baie gewild. Jy begin die veiling maandag, jy kan sê ek wil hom woensdagmiddag 2 uur wil ek hom toemaak of ek wil hom 'n week laat hardloop, maak hom weer oop. En dan tik hy af soos die ouens op 'n B en so aan. Dit verloor bietjie daai kompeterendheid van daai momentum en daai winning, ja. Dit verloor dit bietjie en ek soos ek reg staan by ons het die vloer ook nodig, jy weet, vir die toekoms en goed. Ek dink nie aanlyn gaan dit vervang nie. Ek weet nie hoeveel ander kompeterende aanlyn platforms nie, maar ek voel ons het mekaar nodig. Dit moet dis baie keer 'n uitstappie. Dis 'n plek waar jy kan skou, jy kan jou beeste mooi maak, jy bring hulle saam soontoe in die samehorigheid. Jy weet wat 'n ongelooflike tye het ons saam voor en na die veilings en in die veilings. So ek hoop nie dit gaan so groot impak op dit hê nie. Jy kry goeie pryse as jy 'n dier kan sien ook. As jy kry goeie pryse as jy daar sit en jy sien swaal wie teen jou been so aan. Waar dit so bietjie met aanlyn weggevat word in sekere gevalle wil mense nie hulle noem dit jou nickname of jou skuilnaam. Jy kan hom noem wat jy wil want jy sit dit self in ons stelsel. Ken dit nie toe aan jou nie. Maar ons ken ook nou al die skuilname. so ons weet wie bied teen wie en hulle weet ook wie bied teen wie. So jy kan maar net daar sê ek is Ian van Q Ranch of wat ook al, jy weet. Ja. Maar ja. Ja, dit is om so jy het nou gepraat van die kompetisie van die vloer af en so aan en mense verloor definitief 'n bietjie daai entoesiasme, daai kom ons sê mense verloor 1% of 1.5% as gevolg van daai kompetisie. Maar so 'n studio veiling in hierdie tyd is al bietjie, ek weet die ouens soos BKB en so aan, kom ook maar die boere bietjie tegemoet. Daar is 'n bietjie minder onkostes en jou bemarking onkostes is ook baie laag. So daar is maar so 'n klein bietjie voordele binne in hierdie slegte tyd ook vir die ouens om so 'n veiling by julle te hou. Ja, ek sien by ons self ook. Ons kostestruktuur is 50% van 'n gewone veiling waar mense moet uitstuur. Dis verblyf, dis reiskostes, jy weet die AA is al R5.50 'n kilometer. Dis jy weet so dit kos die verbruik of dit kos die vervaardiger as ek so kan sê. Ek self boer, so ek sien wat die kostes om in hierdie tyd, jy weet, mieliepryse is toer af en hierdie week is superpryse uit jou voerkraal uit, die superpryse is weer af, jy weet, van 75 na 66 toe. Sulke tipe van goede. So ja, hoe boer jy jou uit? Jy weet, die ouens moet net vasbyt. Ons het net nog gepraat sê ons moet die mense bemoedig. Ons moet weet ons gaan nie deurkom. Jy weet die enstowwe is op pad. Ons almal is ongeduldig. Ons sê wanneer is dit hierso want ek sien vanoggend weer hoeveel kalvers sterf, jong kalvertjies wat doodgaan. As hulle so 'n bietjie ouer is hulle tawer sien ek maar. Ja, daai immuniteit is maar nog bietjie vir 'n jong kalf is maar moeilik. Ons het nou so geraak aan die feit dat dit nou op hierdie stadium is dan 'n bietjie ongemak en daar's 'n bietjie pessimisme tussenneer. Maar ons mens begin ook nou voel hierso 'n trappie na optimisme toe. En dit is of die ouens begin besef het, okay, maar hy draai nou vir ons en ons is amper daar. Jy het ook nou terug gesê, hy begin nou draai en die ouens kan maar
kan maar hulle koppe optel, ons is amper daar. Ek dink so, ek dink ons is oor die hond se rug. Jy weet, mense sê maar waar's dit en laat ons spyt en daai tipe van goed. Ons is definitief verder af. Jy weet, selfs die 12.900 en stowwe wat by Onderste Poort gemaak is en in die 20.000 wat 'n week goed lyk my gaan uitkom. Selfs dit is 'n stappie wat positief is. Jy weet, Onderste Poort se engine is weer gestart, as ek dit so kan sê. En dis bemoedigend, jy weet, mens dis nie 'n politieke ding nie. Ek is in my hart oortuig, jy weet, dit is nalaat, goed wat bietjie nagelaat was oor tyd. Dinge het nie plaasgevind, maar jy kan nie terugkyk nie. Gister is verby, jy weet, ons moet na môre toe gaan en mekaar ondersteun. As daar boere is wat voel hy kan nie meer nie, moet ons met mekaar praat, jy weet, en die ouens sal planne maak om by mekaar te staan, jy weet. Kyk, jy sal nou weet, as jy 'n plaas koop wat 20 jaar niks op gebeur het nie, maar hy plaas regteruk is baie moeilik. En ons sien dit is nou met Onderste Poort moes dat hierdie selfde storie gaan, maar dis die positiewe wat hier uitkom. Ons sien 'n pad vorentoe met Onderste Poort wat ons heeltemal verloor het. So ek soos jy positief kyk en sien ons, weet jy wat, nou staan 'n staatsdepartement wat weer werk. En dit is natuurlik baie positief. Ja, en dan ook die aanlyn stelsels, Meerkat en die Swifts van die wêreld en Wildswinkel en die pelle maats van ons en saam wie ons ek sê altyd ons kompeteer nie, ons is rolspelers in die bedryf. Dus ek het net nou gesê, het is vir my baie belangrik dat hulle ook goed doen. Dat die funksionaliteit vir die veilingshuise was altyd maar, ek wil nie sê sekondêr nie, maar om ook te sien, dit kan primêr wees, aanlyn het 'n rol om te speel, aanlyn kan 'n rol speel. En dat mense net gewoond aan dit raak en die vertroue in dit kry, en dit is iets wat ek definitief is hier om te bly. Dit raak net al hoe groter. Ek het deesdae doen ons 50% plus van die lotte word aanlyn verkoop, waar dit aanvanklik 10% was. Jy weet, dit gaan dit baie beter, ja. Ja, en so kommersiële veiling soos hulle vandag hier aanbied saam met BKB, daar's eintlik geen rede om dit nie so te doen nie. Al die diere word afgeneem, alles word deur die skaal gejaag. Die ouens ken baie keer, dis dieselfde kwaliteit as laas jaar, hulle ken die boer by wie hulle koop. Dit is eintlik 'n baie veiliger en goeie opsie op hierdie stadium om dit so saam met 'n BKB te doen. Daai ou was op die plaas van BKB, hulle weet wat daar aangaan en hulle kan ook die boere adviseer. Dit is eintlik nie 'n slegte stelsel. Dit is baie kort in terme van brandstof en so aan. Ja, weet jy Tinus, ek kyk nou, daar's die ander dag het ons 17.000 speenkalvers verkoop in 'n paar lotte. Jy weet, 28 miljoen rand se omset. Het net so uit in 'n fraksie die tyd wat dit gevat het. Die ouens weet, hulle kan maar sien wat se ras dit is, hulle weet van wie hulle koop. Hulle sê in watter gebied dit loop, dit kom van die skaal af. Wanneer dit geweeg word, dan betaal hy daarvolgens. So ek wil nie sê ons moenie 17.000 beeste mee na 'n kraal toe bring of aanry nie en goed, maar as hy nie verkoop word of hy kry nie reserve, moet jy hulle terugry. En ons het dit gesien in die wildsbedryf, jy weet. Baie mense hou nog van hokveiling, soos ons dit reg noem, of kraalhom of so. Ja. Maar soveel veilings hier by ons, jy weet, hier by Lekwena en by Umfula en daai plekke. Ons doen soveel veilings wat die uitstekende video's daar geneem is, mooi foto's van die diere geneem is, familiepakkies verkoop in die hordes, verkoop ons deesdae aanlyn, jy weet. So daai stres, daai sterftes en daai goede om hulle aan te jag, die kostes om hulle te vang, dalk verkoop hy nie, nou moet hulle weer terugvat en goed, jy weet. Dit is maar daar's altyd plek daarvoor, jy weet. Ek is 'n ou wat baie optimisties is. Ek gee elke ou 'n kans. Ek dink party ouens wil regtig die beeste so sien in 'n kraal. Hy maak dit 'n uitstappie saam met mamma of iets soos dit, hulle gaan kyk die beeste. Maar nee, die rol wat aanlyn speel is bemoedigend. Dis tegnologie. As jy kyk, ons bou nou AI in ons stelsels in, jy weet, en ons verslaan daai goede. Dis net jy moet adapt tot daai, jy weet, jy moet aanpas. Ja. So nee, dit sal goed gaan. Ons byt vas. So ek sê ek boer self, so ek voel ook die pyn. Ja, baie lekker om met julle gesels soos altyd. Ons maak weer so. Dankie Tinus. Ons almal ken vir Ian 'n boer en 'n passie vir wat hy doen. En as jy meer vrae het, kontak hulle gerus. Hulle het 'n hele span gawe, vriendelike mense wat jou enige tyd sal help.